wat julle nog huis toe gebring het, het jy laat verdwyn. Waarom vra die Here die Almagtige? Omdat my huis en my tent, terwyl elkeen van julle hart besig is om aan sy eie huis te werk. Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs terughou. Ek het droogte laat kom oor die land, en oor die berge, oor die koring, die wyn en die olie en die opbrengs van die land, oor mense en dier en oor alles waarmee die mens hom besig hou. Tot sover die woord van die Here. Ek net goed so as ek nou vanoggend vir iemand en dan ga ek vir jou skrik die persoon wat hulle sê ons spreek mos gewoonlik en dan ga jy nie, né? Maar ek gebruik nie elke week nie, maar baie kere gebruik ek die leksikon. En dit was die voorgeskrewe teks so 2-3 weke gelede. En ek ken myself, dit nou van die hoofstukke, of van die boek in die Bybel, ek weet dis daar, ek weet dis een van die 12 klein profete, maar ek het nie baie kennis gehad nie. En vir 'n hele paar dae het ek gewandel met Haggai en bietjie gaan oplees en gaan kyk en ek het weer eens besef dat elkeen van ons en ek spesifiek my kennis maar baie beperk en dat daar lê skatte in die Bybel nog vir ons opgesluit. En ek wil eintlik vir ons en vir myself ook aanmoedig en bemoedig om te gaan delf en te gaan kyk en veral daai stukke in die Bybel te lees waarmee ons nie heeltemal vertroud is nie. En ek het weer eens besef dat hierdie boek, en soos as baie ander dele van die Bybel, is dit soos 'n ryp granaat. Wanneer jy dit oopbreek, baie heerlike en soete vrugte wat jy kan voorsprei. Die woorde van, of die profeet Haggai, word geroep in 'n tyd toe die volk van die Here teruggekeer het uit ballingskap uit. Jy sal onthou dat vir 50 jaar was die kinders van Israel weggevoer na Assirië. En tydens daardie tydperk het hulle alles wat vir hulle waardevol was, het hulle verloor. Maar die Here het dit so beskik dat hulle nou terug kan kom in die land wat die Here aan hulle gegee het. En toe hulle terugkom, toe besef hulle die absolute destruksie wat plaasgevind het. En ek dink seker die mees destruktiewe voorbeeld wat hulle gesien het, was die van die tempel. Daardie pragtige gebou wat koning Salomo opgerig het, lê nou in puin. Slegs die morasie het oorgebly. Met die pragtige afwerkings wat die Bybel beskryf, hoe hy moes gemaak het, alles daai is gestroop, vernietig en dis uitgebrand. En hulle besef toe hulle terugkom, hulle het nie meer 'n plek van aanbidding nie. Hulle het nie 'n plek waar hulle nou die Here kan dien nie. En hulle besluit om die tempel van die Here te herbou. En hulle weet natuurlik, dit sal nie op dieselfde skaal wees soos die eerste tempel van Salomo nie, maar gelukkig of ten minste
sal hulle nou 'n plek kan hê waar hulle die Here kon aanbid en waar hulle die rituele van hulle geloof kon uitvoer en praktiseer. En so het hulle begin planne maak, na hulle teruggekom het in Jerusalem, planne om die tempel te laat herstel. Planne was gemaak en die fondasie was gegooi, maar toe hou die hele bouproses op. En vir 16 jaar gebeur daar niks nie. Het bly vir my interessant, wat ek nou in hierdie gedagte nou kom stilstaan, toe dink ek, maak nie saak in watter periode van jou lewe jy is nie, die Here sal altyd iemand stuur, of vir jou as individu, of vir ons as volk, om vir ons te herinner van sy verbond en van sy kontrak met ons. En dis in daardie periode wat die Here vir Haggai oprig en die Here vir hom toevertrou met 'n woord vir die volk. Nou om dit eenvoudig te stel, die woord wat Haggai het, en Haggai is net 2 hoofstukke lank. Die hele periode van sy bediening wat opgeteken is in die Bybel strek nie vir langer as 4 maande nie. Ekskuus tog. Maar Haggai se opdrag is baie eenvoudig. Gaan sê vir die volk om te werk, gaan werk om die tempel te voltooi, gaan werk om die tempel klaar te kry, werk sodat die heerlikheid van die Here weer oor julle sal kan skyn. Haggai moedig die volk aan klaar te maak met dit wat hulle begin het. En in hierdie gesprek met die volk, dan sê die profeet vir hulle, hoekom dink julle gaan dit nie goed met julle nie? Hoekom lyk dit dat ten spyte van alles wat julle saai, julle opbrengste maar pover lyk? Dit is omdat julle nie getrou gebly het aan die opdragte van die Here nie. En dan maak Haggai dit nog meer persoonlik, as hy vir hulle sê, julle spandeer meer tyd in julle eie wonings. Julle spandeer meer tyd aan julle eie wonings, en kyk, die huis van die Here is nog nie voltooi nie. Julle plekke is lieflik ingerig, maar vir meer as 16 jaar vorder my huis nie verder as die fondasie nie. Werk, sê die profeet, om my huis klaar te maak. Jy kan nou vir my sê, Johan, ons het almal geweet dat die geboue klaar is. As die pakke dat die geboue, wat ek dink julle skuld meer. Want elkeen van ons, of meeste van ons, het 'n plekkie wat ons eie kan noem, waar ons die Here kan loof en kan aanbid. Maar geliefdes, ons praat nie vandag net oor geboue nie. Ons praat nie vandag net oor konstruksie en oor fisiese fondasies nie. Ons wil praat oor die koninkryk van God. Baie van ons het ook op 'n stadium, maar ek glo die meeste van ons, of almal van ons, het ons hand uitgesteek en gesê, Here, hier is ek. Ek wil graag iets doen. Ek wil graag iets beteken. Baie van ons het ons hand aan die ploeg geslaan, aan 'n projek, of aan sekere dinge, om die koninkryk van die Here te bevorder. Ons het wonderlike planne gehad vir ons gemeentes. Ons het drome gehad vir ons geestelike lewe. Maar baie van daardie planne lê nou uitdel. Dit lê nou braak.
die projekte wat ons begin het, of wat ons van gedroom het net nie van die grond afgekom nie. En tog spandeer baie van ons tyd op ons eie persoonlike selfverryking, op ons eie persoonlike vooruitgang. Miskien is ek en u, terwyl ons in die kerk besig is, miskien is ons besig om goed by mekaar te maak, waar roes en mif dit kan verdeel. Vanoggend, van die boodskap lei ek na ons toe. Die werk van die Here is nog nie klaar nie. Daar is nog goed om te doen. Goed wat ons, al die goed wat ons aan die Here beloof het. Ons moet voortgaan om te bou, sodat die Here die werk wat hy in ons en deur ons begin het, dat hy dit kan voltooi. Amen. Amen.